worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger, your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing, 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending, 10,000 reasons then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke hart se vreugde en vrees eindelijk nietig word verdwyn. Elke hoofddrapaaitjie ken ek, en elke keer het ek gedwaal, maar elke keer het Hy my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte, elke kamer het gehuur, elke hart is roep van rykdom en roem, is bloot net skadu teen die muur. Wat ek is net genade, wat ek het is net geleer, en eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my Heer vandag daarheen, lei my Heer vandag daarheen. As hy goeiemôre. Dit lyk vir my, wow, daar sit James om my oor daaronder voor ek nou nommer 8 gedruk het. Kyk, hier's nou nuwe tegnologie en dit maak ons ou mense ons baie senuweeagtig. En ek het nou geleer ek met nommer 8 druk, dan gaan hierdie opwees en maar Johan is baie slimmer as ek, toe druk hy dit sommer voor my. Baie dankie Johan, en dankie vir die kerkraad wat 'n paar stukkies nuwe tegnologie ingesit het. Maar baie welkom, mag die Here vanmôre se diens, die lydingstyd
seën. Ons gaan vanmôre sommer so 'n bietjie en ook volgende week nog deur Psalms kyk, die pad na die lig. Laat ons kyk watter pad moet ek loop as dit baie keer so donker is om my. Maar nou voordat ons nou dit doen, wil ek nou die kinders vra asseblief kom steek vir ons net hierdie kersse aan, want ons preek mos nou oor die lig vanmôre. Laat ons net die lig hier kry. Ja, as gemeente, ons wil maar net 'n paar afkondigings doen terwyl die kinders sommer hier kom aansteek. Die eerste ding wat ek sommer wil sê vir u is dat ons het mos nou die 4de Maart is Dominee Dolf de Plooi en Ankia beroep na die gemeente toe. En ons vra regtig u voorbidding daarvoor. Vir hulle as gesin, vir die besluit wat hulle moet neem. Hulle moet dalk nog kies tussen gemeentes waar hulle ook nog op 'n tweetal is, maar belangrik dat die Here die instuur wat hiernatoe kom. As daar enige beswaar is en u mag 'n skriftelike beswaar indien teen die beroep van 'n bepaalde dominee, moet dit net voor die 17de, dit beteken môre skriftelik ingedien word by Helene. Dan 'n tweede ding wat ek daar rondom wil sê is wonderlik, môre 'n hele paar gesigte. Ek kan nou nie al die gesigte herken nie, maar ek is so bly as ek dan nog in die oggende my vrou weer herken. Kyk, op ons ouderdom kan jy nou maar 'n bietjie vergeet. Maar weet julle, wanneer 'n mens sê 'n gemeente gaan 'n mens weer laat op 'n manier herleef, dan moet jy 'n paar goed, en natuurlik moet ons glo dat die Here met ons nou saamwerk in dit alles. As 'n mens prakties kyk, dan lê Newton Park in 'n area waar daar nog altyd genoeg potensiaal is dat hierdie gemeente kan floreer. En dit het ek ook vir Dominee Dolf gesê. Hy ken dit, hy het hier groot geword. Maar hier is baie potensiaal, hier is nog baie waar jy by P Wes aan die ander kant baie meer besighede kry, is hier baie meer nog woonbuurt en ook die woonbuurte in hierdie rigting na die suidekant. Maar weet julle, 'n dominee kan nou hier kom en hy kan nou wonderlik dalk preke, mense trek en sekere goede doen. Maar die uitbreiding van die gemeente lê eintlik in julle hande. As ek dit nou so asseblief kan vra, weet jy, elkeen van ons is mos nou 'n tempel van die Heilige Gees. Dis nie die kerk hier nie, hier's net 'n gebou. As jy hier uitstap, is jy die kerk. En jy het 'n buurman, en jy het 'n kennis, en jy het iemand wat wonderwaar. Nooi vir hulle asseblief na hierdie gemeente toe. Ek wil nie, jy moet nie afrokkel vir ander gemeentes nie, maar wie julle is soveel mense wat regtig nog soekend is. En jou getuienis, jou omgee, kan mense dalk hiernatoe bring. So hierdie kerk gaan alleenlik vol word, afhangende van julle wat so getroue lidmate van hierdie gemeente is. Asseblief, dis maar waarvoor ons pleit. Nou goed, niemand steek my kerse aan nie. Hoekom moet ek in die duisternis staan vanmôre? Wie kom my help? Asseblief. Hier is nou tweeetjies van hulle. Asseblief. En men nou nie dink, julle kinders is gevrywaar, dat julle nie mense moet nooi nie. Nooi nog kinders saam. 'n Getuienis van 'n kind is baie kosbaar. Julle kan ook nou na julle kategese klassies toe beweeg. Sommer hier vanaf, is reg. Wat nou nog, waar is die, sy spoed moet net nie die projektor omhardloop nie. En baie seën vir julle daar. Dan is daar nog 'n paar afkondigings. Die Pandjiesmark is die 28ste, die Vrydag. Begin 10:00 tot 6:00 het Peer gesê. Nou daar is boereworserolle, daar's 'n springbok pot. Skus, julle sal die kennisgewings daar kry. Daar's pannekoek, konfyt, soetgoed,
Julle kan bestellings voor die tyd by Eileen plaas, groot asseblief. Wat die pot aanbetref, oom Gerald gaan hierdie lekker pot maak, maar dan het Eileen ook vir my gevra, as daar van julle is wat groente kan skenk vir hierdie pot, dan asseblief. Anders gaan dit lyk soos die jagters daar waar ek was. Hulle kom gewoonlik elke jaar na my toe gekom vir so 3 na 4 dae. En hulle is 'n groep van 6, 7 en hulle kry so 2 aan om kos te maak. Ek het dit nooit besef nie. Maar die enigste aand waar ons groente gekry het, was die laaste aand met 'n pot. En jy moes soek na die groente tussen die vleis. Daai manne eet net vleis in brood. Nou asseblief, hierdie pot moet 'n bietjie groente kry, help 'n bietjie daarmee. Dan, as ons nou aan voorbereiding dink, dan dink ons aan die familie van Ena Loupsher. Sy is die 11de oorlede en die begrafnis is die 18de, is dit om 11 uur in Lorraine gemeente. Ook die siekes wat u van weet, ons hoort aan die Anna Gerber gaan vir 'n operasie. Ek het so kontak gehou maar met Cedric, dan die Evelyn Kingon, sy seun, en ek het vanmôre nou ook weer 'n boodskap hier gekry. Sy is dan al uitgeskuif. Daar's regtig vordering in die hospitaal. Hy het gesê moontlik die naweek en ek het nog gehoor moontlik maandag kan sy uitkom. Maar ons bid ook vir ander siektes wat julle van weet, dat ons regtig vir mekaar bid, vir mekaar ondersteun, vir mekaar dra. Dan die kerkkantoor gaan gesluit wees nou maandag, dinsdag en woensdag. Eileen gaan nou eers donderdag dan weer terug wees. So as daar 'n krisis hier is, ek dink kontak maar vir Peer, en dan kan 'n mens dalk help. Hy kan dalk weer vir my ook aan die hande kry. Maar kom ons buig die hoofde. Hemelvader, dis heerlik om in die huis te wees. In lydenstyd is dit ook goed om te kyk na die donker kante van die lewe. Dat ons ook kyk, Here, na die donker wat ook sonde baie keer in die mense lewe veroorsaak. Partykeer is daar swaar wat ons in 'n put laat beland. Partykeer is daar ander redes. U ken elkeen wat hier sit vanmôre. My gebed is net, Here, groot asseblief, kom raak elkeen aan vanmôre. En as ons na die kruis kyk, dat ons deur die kruis, of in die kruis, die lig kan raak sien. My gebed is, wees met hierdie gemeente, die kerkraad, Eileen, ons bid vir Dominee Dolf, in hierdie tyd wat hy soek na die wysheid, wat maar net U vir hom kan gee. En ons bid vir hierdie moment van saam wees in hierdie gemeente. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die Here wil graag by U wees vanmôre. Hy wil graag die lig wees in jou lewe, in jou hart, in jou verstand en ook môre op die pad vorentoe. Ons gaan nou 'n loflied oor die lig sing, 488. Ons gaan 4 verse daar sing. Ekskuus. En dan gaan ons so 'n stukkie preek. Ekskuus nou Jorina, dit gaan nou so, dan moet julle 'n bietjie sit en opstaan, maar dit help dan as julle in die slaap raak en kom julle weer terug. Dan gaan julle weer en dan gaan ons die geloofsbeleid, die skuldbelydenis so 'n bietjie later doen in die preek, want dis deel van Psalm 143. Maar kom ons staan heerlik en ons sing, helder skyn ons lig vir die nasies. Helder skyn ons lig vir mense hier rondom ons, sodat hulle vir ons kan volg om volgende Sondag saam hier in die kerk te wees. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans
Baie dankie. Kan die sitplekke so inneem. As ons nou kyk na hierdie, dan sien ons wat bid ons voor, laat U ryk Heer eers in ons kom, maar dan verder in hierdie area in Port Elizabeth, laat U ryk Heer deur ons kom. Maar waar wil ons hom op die ouene hê? Oral. En elkeen van ons is geroep tot 'n getuie om die koninkryk van die Here oral te verkondig. Nou goed, ons gaan vanmôre sommer met U praat oor die pad na die lig. Nou, dis maar baie moeilik baie keer as 'n mens in hierdie ou wêreld is, om altyd die ligkant raak te sien. Nou julle ken dalk mense wat altyd die ligte kant raak sien. Daai wonderlike mense. Ek weet een van hulle, van ons vriende vir jare, hoe kan môre? En ek kan nie wag om te bel nie. Want dit kan wat ook al gebeur. Daar's altyd 'n ligkant. As jy klaar met hulle gepraat het, dan voel jy, "Sjoe, ek is sommer vol nuwe inspirasie." Maar dan kry jy mense wat as jy met hulle praat, dan is dit doodgewoon altyd net nag vir hulle. Hulle sien net die swart kant raak. Hulle sien net die moeilike deel raak van hierdie ou lewe. En as jy klaar met hulle gepraat het, ek het so baie keer agtergekom, as jy klaar met hulle gepraat het, dan is jy ook in die moedeloosheid ingepraat. Jy stap weg, jou bene is skoon lam. En daar is ook sulke mense. Nou het ons die twee uiterstes, die een wat altyd die lig sien, die een wat altyd die donker kant, die swaar kant, die depressiewe kant sien. En nou kan ons nie sê, okay, ek wil net by daai mense wees en ek wil net by hierdie mense wees nie. Want daar is mense wie se lewe regtig as gevolg van sekere goed nag geword het. En dan is dit ons plig om vir hulle help om die liggie te kan raak sien. Daar's baie redes daarvoor. Julle weet daar's baie mense wat baie swaar kry. As regtig goed wat jy nie kan verklaar nie. Ek en my vrou het gisterand die fliek, dank het julle dit al lank al gesien, ek dink hy's al 2016 of wat ook al gemaak, Miracles from Heaven. Ek weet nie wie het hom al gesien nie, maar as julle hom nie gesien het nie, gaan kyk daarna. Die swaar en die onverklaarbaarheid van 'n sieke kind. En die pad wat hulle loop. En hoe 'n mens op die pad baie keer in 'n worsteling met God raak. Jy stoei met die Here. Jy verloor amper jou geloof. Dit word so donker, jy kyk vas teen hierdie siek kind en jy verstaan nie hoe die Here werk nie. Maar as jy aan die ander kant kom, dan begin jy kyk. Hoeveel wonderwerke het in hierdie donker reeds ook met jou gebeur. So wat ek vir julle wil sê is, dat moet ook nie onverstaanbaar en onbegrypbaar wees vir mense wat regtig swaar kry en hulle lewe nag is. Help vir hulle om 'n liggie te laat skyn. Maar dan is daar, as ons na Psalm 143 kyk, is daar ook iemand, die psalmdigter kry regtig swaar. Maar dan is daar die swaar, die donker, baie keer as gevolg van die sonde. Is my lewe dalk donker, omdat my lewe regtig so deur sonde oorheers word. Ek sien nie meer eintlik die lig nie. Ons weet mos, jy raak al hoe meer in die donkerte. En die donkerte van die sonde het mos 'n manier om jou net verder en verder en verder in te trek. En vir jou te laat dink, dis maar alright. Het jy al met mense gepraat oor sonde en hulle begin dit verdedig, erg baie, dis maar net reg. Nou wat ek eers wil doen vanmôre, is ek wil vir julle in Psalm 88, waar dit regtig vir die psalmdigter donker is. Ek wou oor hierdie psalm apart praat, maar toe dog ek nee.
Kom ons gaan volgende Sondag, ons kyk na Psalm 130, 131, wat so 'n bietjie van 'n ander klem plaas. Maar hier in Psalm 88, luister net, wanneer iemand net die donkerte raak sien. Hy sê daar, daar is 'n verhouding met die Here, sê vers 2, vers 3, is laat my gebed nie te vergeefs wees nie, hoor my geroep, en dan vertel hy, die swaar kry het vir my te veel geword, ek vat al aan die doderyk, ek staan met my een voet al in die graf, ek het geen krag meer nie, dit is asof ek tussen die dooies is, tussen die wat gesneuwel het, en in hulle grafte lê, en aan wie u hand teruggetrek het, amper 'n beskuldiging teenoor die Here. U het my onder in die put laat beland, in die diepe duisternis. Hoorie, waar lê hierdie man? In die put, donker, duisternis. U gramskap, hy sê maar dis die Here se skuld eintlik. U gramskap rus swaar op my. U laat al u golwe oor my breek. U laat my bekendes ver van my af staan en maak my vir hulle iets afskuweliks. In hierdie proses het ek eintlik vriende verloor, mense wat ook niks meer met my te doen wil hê nie. Hy sê my oë is al dof van die ellende. Die hele nag deur roep ek na u Here en steek ek my hande uit in gebed. En dan so gaan hy eintlik aan en aan. En hy vra in vers 15, waarom verstoot u my? Waarom trek u van my af terug? Ek ly swaar. Ek kwyn weg. So kan ons die hele Psalm 88 lees. Dis nag. Dis swaar. Daai is 'n realiteit. Maar dan moet ons iewers na lig soek. En dan lees ons ook in die Psalms, Psalm 18, waar hy eintlik sê, ook in die Psalms kom dit uit. Hy sê dan vers 29, U Here, laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker is om my. Dan gee vir ons 'n versekering. Hier in hierdie put is God saam met my in die put. My God gee lig as dit donker is om my. En as ons na die Nuwe Testament kyk, en ons is nou in lydenstyd, dan sê die Bybel, Jesus het gekom, kom het hy gekom om die lig vir die wêreld te wees. Om die lig vir die wêreld te wees. Jesus sê, ek is die lig. En weet julle wat sê hy vir ons in Matteus 5? Julle, ek en julle is die lig. God, Jesus, mens, na die mense toe. Is daar iemand wat in 'n donker put is om u? Is daar iemand wat vasgevang is in die donker van die sonde? Onthou, die lig skyn deur ons. Maar dan, kom ons gaan vanmôre en ons kyk 'n bietjie na 'n pad van die lig, Psalm 143. Nou weet jy, as jy nou Psalm 143 kyk, dan is dit nou 'n klaagpsalm. 'n Klaagpsalm wat so 'n klein bietjie anders is van die ander klaagpsalms. Dit is baie interessant. In die ander klaagpsalms kom, en soos ons Psalm 88 gelees het, word die beskuldiging baie sterk na God toe geplaas. Here, hoekom? Waarom? Psalm 73, Psalm 77, een wat ons verlede week gedoen het, Psalm 22, Here, waarom het u nou vir my verlaat? Is al verontskuldiging, Here, ek staan eintlik hier onskuldig. Psalm 143 is 'n bietjie anders. Daar's nie 'n verskoning vir dit waarin hy homself bevind nie. 'n Klaagpsalm wat sê ons soek na die lig. Hoe soek ons na die lig? Ons kyk vandag se dag, kyk ons na die kruis, want ons kyk na Psalm 143 terug. Ons kyk nie vorentoe nie, ons kyk terug, ons kyk deur die kruis na Psalm 143.
Want ons is lewe in die tyd na die Nuwe Testament, in die tyd na die kruis. Daarom is lydenstyd vir ons verskriklik kosbaar. Ek kyk na die kruis vanmôre en twee goede gebeur. As ek na die kruis kyk in lydingstyd, dan pak dit 'n stuk dankbaarheid my. Kon die Here Jesus self sy lewe vir my gegee het? Kon God ons so lief gehad het dat hy sy eniggebore seun vir ons gegee het? Kon hy vir ons so lief gehad het dat hy bereid was dat hierdie seun gegeesel word, aan die kruis vasgeslaan word, op die wreedste manier moet sterf? Maar weet jy, as ek ook na die kruis kyk, dan word daar by my iets wakker gemaak. 'n Sondebewustheid. Hoekom moes Jesus daar sterf? As gevolg van die sonde in die wêreld. Iemand moes kom betaal vir die sonde en die skuld in hierdie wêreld. Soos ek na die kruis kyk, opgewonde. Maar as ek na die kruis kyk, dan kyk ek ook na myself. En dan besef ek, die kruis is daar vir redding. Maar wat keer dat die kruis vir my betekenis gaan hê? Nou Psalm 143, daar het hy nou 'n hele klompie goed. Ek moet nou nie eers teen alles vaskyk nie. Ek gaan dit nou Psalm 143 vir u lees. En ek wil nou hê u moet vanmôre saam met my na sondebelydenis kyk. Die heel onderste vraagie is, hoe lyk my belydenis? Hoe lyk my sondebelydenis? Is ek baie keer maar net daar en ek sê, Here, aan die einde van my gebed, vergewe my al my sondes. Watter sondes? Is ek regtig jammer oor my sondes? Besef ek dat my sondes Jesus verduister, donker maak? Besef ek dat my sondes eintlik my ware geluk steel? Dat sondes my ware vrede steel? Dat sondes my plaas weg van die kruis? Want die kruis wil die sonde vergewe, wil dit wegvat. En ek is tevrede om maar in hierdie sonde te lê. Die kruis het nog nie vir my werklikheid geword nie. Psalm 143, begin kyk maar na vers 1, die skuldbelydenis wat hier plaasvind, dit vra 'n gesindheid waarmee ek dit doen. Ek het daar eintlik geskrywe, ek moet eintlik plat wees voor die Here. Ek moenie daar staan en eintlik moet dapperheid sê, Here, ek doen hierdie sonde, maar nie. Ek lê plat voor die Here. En dan sê vers 1, hoor my gebed, Here, luister tog na my smeking, U is getrou en regverdig, antwoord my tog. Hoor julle daar? Hoe pleit hy? Hy pleit regtig. Here, U is regverdig. Nee, Here, U is nou onregverdig dat ek in hierdie moeilikheid en hierdie swaar beland. Nee, U is regverdig. Here, ek pleit. Dan gaan hy verder in vers 3, wat hy eintlik is nou vers 3, ja, wat vir ons sê, 'n vyand vervolg my, daar sê hy trap my in die grond. Hy hou my gevange in die donker. Hoor dan wat hy sê, ek is soos iemand wat lankal dood is. Hoor daai gevoel van, Here, ek is dood. En is dit nie maar wat die Nuwe Testament ook sê nie, julle is alreeds dood as gevolg van julle sonde. Ek is geestelik eintlik dood voor U. En dan vers 4, ek het alle moed verloor. Ek is verslae. In vers 7, antwoord my tog gou, Here, ek is heeltemal gedaan, moet tog nie van my af wegkyk nie. Antwoord my, ek is gedaan. Sien nie hierdie gesindheid, vers 11, terwille van U naam, Here, laat my lewe. Weer sê hy, U is regverdig. Met ander woorde, wanneer ek my sonde, my skuld bely voor die Here, dan hang dit af met watter gesindheid doen ek dit. 'n opregte gesindheid, wat die regverdigheid en die grootsheid van die Here besef, en besef, maar ek is eintlik
skuldig. Daar's van my kant af 'n muur dat ek nie by God uitkom nie. En dan die tweede puntjie wat ek daar noem en die derde puntjie kom albei in vers 6 voor. Luister wat sê vers 6. Hy sê daar, ek is voor u soos 'n uitgedorde land. Daai dors. Het julle nou gesien hoe lyk 'n land wat droog is? Wanneer die mielies begin verdroog? Daai smagting na die reën. Smag ek so na God. 'n Dors om deur die lewende water van God gevul te word. Maar wat keer dat ek die lewende water kry? Sonde staan tussen my en die lewende water. En dan sê hy, ek soek na God met sy reddende hand, want vers 6 sê ook vir ons, ek strek my hande uit in gebed na u toe. Dors, ek soek. Here, asseblief, is dit die gesindheid waarmee ek ook my skuld bely. En dan die vierde puntjie wat ek dan noem, dit kom in vers 2 en ek lees van boeke daar en ek lees van Dominee Koenie of Dr. Koenie Burger wat oor vers 2 skrywe. En hy sê dis die egte belydenis. Vers 2: moet tog nie 'n regsaak teen my begin nie, want niemand wat leef is voor u onskuldig nie. Niemand wat leef. Hy kom nie en hy verdedig homself nie. Hy sê, Here, as u nou 'n regsaak, as ons nou regtig 'n saak moet oopmaak, al het ek die beste advokaat, Here, kan ek nie wen nie, want ek staan maar eintlik skuldig voor u. En nou wil ek vir u vra, as u nou kyk na die psalmdigter, dan wil ek maar net weer vra, hoe lyk my skuldbelydenis? En ek gaan nou vir u 'n geleentheid gee om stil te raak, om regtig voor die Here, soos hierdie psalmdigter te kom sê, om ook daai sondes wat ek so lekker wegsteek, vir die Here oop te maak. Want onthou, ek kan alleen die donker in die put kan lig word, as ek God se lig, as ek die lig toelaat, en daarmee het Jesus gekom. Kom ons raak stil, kom ons bely regtig ons skuld vanmôre, voor die Here, alles, en daarna gaan ons sing, pragtige lied 245, ek wat vergifnis Heer ontvang het, die opgewondenheid, dat die lig deurgebreek het. Maar kom ons raak net stil voor die Here. Dalk worstel jy so 'n klein bietjie daarmee, en moenie huiwer om dit wat jy voel tussen jou en die Here staan, by die naam te noem, en om by die naam te bely voor die Here nie. Amen. Daar's nou 'n stukkie lekker as jy nou vanmôre opreg, soos Psalm 143 jou skuld voor die Here bely het, dan vergewe hy ons volkome. Hy haal ons uit die put uit. Ons gaan net nou kyk hoe moet ek die pad loop as ek uit die put uit is. Hy gee weer vir my lig in my lewe. Hy vat dit weg.
Hy vat alles weg, hy vergewe, dis genade. Dis wat die kruis vir ons beteken. En daarom gaan ons met opgewondenheid sing, ek wat vergifnis Here ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, hoe ek gesmeek het, u het u guns my aangebied. Dan gaan ek Here loof en prys. Ons kan maar staan en dan gaan ons hierdie pragtige lied 2, 4, 5 dan net saam sing. Ek wat vergifnis Heer ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het die guns my aangebied. Ek loof en prys u derentyd. Ek loof en prys u derentyd. En roem die groot barmhartigheid. En roem die groot barmhartigheid. Ek was verlore in my sonde, en van die goeie weg vervreemd. Doch toen die Heer aan my die wonder, om my as kind terug te neem. Ek loof en prys u derentyd. Ek loof en prys u derentyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. O God, wat ryk is aan ontferming, Heer, hou genade nooit van my. Maar hou my steeds in u beskerming, by u sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys u derentyd. Ek loof en prys u derentyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. Wat 'n wonderlike lied wat hy hier sê en dit is, jy kan maar bly, jy sit plekke inneem. Wat vir my so wonderlik hier is, ons besef nie dat dit 'n wonderwerk is dat die Here my as kind wil terugneem. Daai dat hy vir my absoluut wil terugvat. Ons praat van wonderwerke. Dis 'n wonderwerk wanneer iemand gered word. Dis 'n wonderwerk dat die Here my skoon was van al my skuld. Maar nou kom Psalm 143 en hy sê ook, maar wat maak ek nou? My skuld is nou vergewe. Ek is nou skoon. Hoe loop ek nou die pad? Want weet jy, die feit dat ek nou kind van die Here is, en jy moet dit baie keer vir mense sê, wat regtig hulle lewe vir die eerste keer vir die Here gee, dan dink hulle as ek nou môreoggend opstaan, ek is nou 'n kind van die Here, die hele lewe gaan anders lyk. Dit is hoe ek kyk die lewe met ander oë. Maar die versoekings gaan nie weg wees nie. Die swaar kry in my lewe as gevolg van mense en dinge gaan nie weg wees nie. Daar gaan nie ewe skielik 'n miljoen rand in my bankrekening wees nie. Nadat die Here my lewe skoon gemaak het, nou nommer 1, word ek 'n kind van die Here, dis reg. Dan doen ek die sonde, ek land weer in die put. En dis stupid om nou weer in die put te gaan inklim. Want die Here sê, daar's 'n manier uit die put uit. Dis waar die kruis staan.
Daarom kan ek uit die put uitkom. Hy trek my uit die put uit. Nou staan ek hier, nou moet ek môre weer gaan leef. Ek moet net nou weer gaan leef. Daar gaan net nou weer goeie dag op my pad kom. En dan is Psalm 143 so kosbaar. En ek gaan net vir julle 'n paar riglyne gee wat dit aanbetref. Die eerste ene is natuurlik, hy sê daar in vers 7, Here, sien my net raak. Kyk na my. Hy sê mooi, antwoord my tog gou, moet nie van my af wegkyk nie. En die Here verseker jou, hy wil nie van jou af wegkyk nie. Maar dis die gesindheid waarmee ek staan. Here, ek is nou uit die put uit. Hier staan ek nou. Sien my raak. Ek moet môre 'n pad in hierdie ou moeilike wêreld gaan loop. En dan is dit baie interessant. Daar's 'n pad wat jy moet loop. Maar weet jy, ek wil nou hê jy moet nou raak sien dat die psalmdigter kom nie en hy sê die Here moet nou al hierdie wonderwerkies moet hy nou doen en ek gaan niks daaraan doen. Onthou, hy het my gered. Hy het my op die nuwe pad geplaas want hy is die weg, die waarheid en die lewe. En nou kom die psalmdigter met 'n gebed aan die een kant, maar daar's ook 'n optrede. Ek het 'n gebed, maar saam met hierdie gebed is daar 'n verantwoordelikheid wat ook op my rus. En dan kan hy hierdie gebed bid en ek gaan net vinnig deur hierdie paar gebede in Psalm 43 gaan lees dit maar gerus, Psalm 43 maar net weer. Die eerste ene is, as ons nou kyk na vers 8, hulle is so by mekaar, hy bid, Here, ek is nou uit die put uit, laat my elke môre u liefde ondervind. As ek opstaan in die môre, ek het dalk 'n moeilike nag ook gehad, maar Here, en dit sê ook vir ons in die Bybel, my liefde is elke oggend nuut. Maar aan die ander kant, Here, laat ek u liefde elke oggend ondervind. Hoe doen ek dit? Wat is my optrede? Here, ek vertrou. Here, ek glo. Here, ek kyk met my geloofsoog of ek daai liefde raak sien. Staan ek op en ek sien net al die moeilikheid weer raak? Nee, ek glo, ek kyk met God se geloofsoog en ek sien sy liefde raak vir my vir hierdie dag. Met ander woorde, 'n gebed, maar aan my kant ook 'n vertroue in hierdie God. Dan bid hy in vers 8 nog 'n gebed. Hy sê, Here, wys my nou hierdie pad. Ek moet nou op dalk 'n nuwe pad loop. Iemand wat tot bekering gekom het, weet julle hoe moeilik is dit om nou die pad te loop? Is om nou terug te gaan werk toe, soos iemand vir my gesê het. Ek sê, hoe gaan dit nou daar by die werk? Hy sê, sjoe, hy sê die ouens vloek verskriklik by die werk. Ek sê, het hulle nog altyd so gevloek, of kom jy dit nou eers agter? Hy sê, nou laat ek daaraan dink, hulle nog altyd so gevloek. Maar ek het dit nie gehoor nie. Nou sê ek 'n kind van die Here, ewe skielik hoor ek nou. Dis moeilik. 'n Ou het vir my gesê, hy het elke dag, as hy van die werk af ry, hy sê, dan speel hy so 'n speelietjie. Daar's 'n klap. Hy sê so aan sy linkerkant. As die robot rooi is, dan draai hy afklap. As die robot groen is, dan gaan hy huis toe. Hy sê, maar toe kom hy agter, hy ry al hoe stadiger, laat die robot net moet rooi word. Hy sê, nou dat ek by die Here uitgekom het, worry ek nie oor 'n rooi of 'n groen lig nie. Maar hy klap is nog altyd daar. Die versoeking is nog altyd daar. Maar ewe skielik sien ek 'n ander pad. Here, wys my die pad. En onthou, hy is die pad, sê Jesus. Ek is die pad. Ek wil voorloop. Maar hoe doen ek dit? Hy sê in vers 8, Here, wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op U gefestig. Waar is jou oë? Is my oë nou op die klap, of dit wat hier rondom my is, of is my hoop gefestig op Jesus? Ons weet 1 Korintiërs 13, wat sê, nou bly daar geloof, hoop en liefde, die grootste natuurlik die liefde, maar hier sien jy in al twee, vertroue, geloof, my verhouding met God, hoop.
as ek my hoop verloor. Want hoop laat vir my bietjie verby die donker sien. Laat my die eindpunt sien. Laat my 'n bietjie makliker beweeg. Want God is die pad en hy is die eindpunt. Dan bid hy nog 'n gebed. Daar in vers 9. Here, red my. Want onthou, u gaan nog baie keer weer vasgevang raak. Ons is in hierdie wêreld. Dit gaan gebeur dat die sonde dalk u vasvang. Maar waar is jy? Het jy 'n bietjie weggegaan? Hy sê, Here, red my, want ek skuil by u. Waar is jou wegkruipplek? Is dit weg van die Here af? Is dit op ander plekke? Weet jy die kans dat die sonde my gaan vang as ek by die Here skuil, is feitelik 0. Dis nie die Here se skuld. Dis mos ek wat besluit, ek vat weer 'n kansie daar buite iewerster. Ek draai 'n bietjie af van hierdie pad af. Ek wil net gou gaan kyk daar. Ek wil net gou 'n draai by die klap maak. Ek wil gou net 'n draai dit maak. Here, red my elke dag. Die redding is maklik, want ek skuil by u. En dan 'n pragtige gebed. Hy sê, Here, dis mos nie altyd maklik nie. Daar sê hy dan in vers 10, leer my om u wil te doen. Op my knieë. Wat wil u hê ek moet doen? Die Bybel wys my. Dis my riglyn, dis my padkaart, dis my GPS. Dis my riglyn. Maar Here, ek wil by u vra. Party goed is baie duidelik in die Bybel, maar party goede is mos nou met die moderne goede het ons vandag versoekinge wat nie in die Bybel staan nie. Maar ons het 'n God wat dieselfde bly. Wat is jou wil vir my, Here? Wat wil jy met ek môre doen? Net nou doen? Wat moet ek my kinders doen? En dan sê hy weer, die optrede van Here, leer my u wil, u is my God. En ons moet dit nie sommer net miskyk. Hier waar hy sê, u is my God, maak hierdie psalm, want by ander plek sê hy dit ook, een van die sterk verbondspsalms. Ek en julle kan nie leef sonder die verbond. Want wat sê die verbond? Ek gaan 'n verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, en al hulle geslagte met 'n een groot belofte. Ek sal en is jou God. Alles kan gebeur in hierdie lewe, maar niks verander die feit dat God my God is. As ek en hy 'n ooreenkoms het, want dis mos 'n verbond, is 'n kontrak, 'n ooreenkoms. Die Here is my God en ek is sy kind. Maar die feit dat ek baie keer afdwaal, verander nie die feit dat hy my God is nie. Hoor u wat sê hy nou? Leer vir my u wil. Maklik om u wil te leer, want Here, ek staan in hierdie verbondskontrak, vir ooreenkomsverhouding met u. U is my God. Solank die Here my God is die lig van dit alles. En nou sê ons, maar hoe gaan ons dit dan nou regkry? God is daar ver. En weet jy, die Heilige Gees is eers in die Nuwe Testament so uitgestort, maar kyk wat bid hy hier in vers 10. Laat u goeie Gees my op die gelyk pad lei. Die Heilige Gees. As u nou wonder waar is God, dan is daar mos 'n fout, want hy het sy Gees uitgestort om by my te wees. Ek hoef nie as ek daar in die moeilikheid of daar in die versoeking is, nou eers te gaan soek, waar is my Bybel, waar is die Here, moet ek kerk toe gaan of wat ook al nie. Die Here sê, ek is jou God. En kyk hoe het hy hierdie verbond uitgewerk. Hy het gesê in die Ou Testament, onthou ek is jou God. Hy sê ek stuur vir Jesus, Immanuel, God met ons. Hy sê ek stuur my Heilige Gees. Nog beter, God, die verbondsgod in ons. Ek het 'n ingeboude GPS.
met 'n ingeboude stem, is net ek wat so dom is om partykeer daai stemmetjie af te sit en my eie kop te volg en my eie rigting te volg en te dink ek kan op hierdie kort pad of daai kort pad dalk. Partykeer is dit die lang pad. Die kort pad is nie altyd die regte pad nie. En dan moet julle weet, daar gaan storms in julle lewe kom. Daar's 'n ou storieetjie wat maar net vertel in die ou dae van die boot wat daar in die storm was. En heeltemal alles koers verloor het. Al die goedjies het nie gewerk nie. Maar daar's iemand wat aanhou om in daai jare nog om die ligtoring aan die gang te hou, om die ou vlammetjie te laat brand. En al hoe hierdie bootjie gered is en die mense gered is dat daar 'n liggie geskyn het, dat hulle weet wat is die koers. God is die lig. Moet nooit jou oog, al is dit midde in die storms, op die lig wat skyn verloor nie. Maar weet jy wat is belangrik? Al gaan al ons ou bootjie se instrumente daarmee heen, dan is die lig nou, as ons Nuwe Testamenties daarna kyk, dan is die lig nie daar by hawe nie. Die lig is hier. In hierdie storms is hy die lig. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons het ons skuld bely voor U. En toe staan ons op die rand van die put. En ons is 'n bietjie dom, hoe moet ons nou loop? Maar dankie dat Psalm 143 vir ons gesê het, hoe moet ons loop? Ons moet elke môre nuut U liefde soek, want ons glo in U, ons vertrou in U. Ons moet elke môre maar net sê, Here, hier's 'n pad wat ek moet loop, wys my die weg. Want ek hoop op U. Here, red my, want ek skuil by U. Here, maak my U wil en nie my wil bekend nie. Want U is my God. En ons bid nou, laat U goeie Gees ons nou vanuit hierdie kerk, in 'n week, dalk moet baie slag gehad, baie afdraaipaaie, baie opdraandes, laat U goeie Gees ons regtig opreg lei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here met ons offergawes te dien. Daarna gaan ons 'n ou liedjie sing waar ons nou regtig sommer vir die Here sê, neem ons se lewe. Here, ons wil nie hierdie pad loop nie. U moet dit vir ons loop asseblief. So terwyl hulle dit opneem, het jy nou al gedink wie gaan die volgende week saambring kerk toe? Dink so 'n bietjie. En dit gaan ook nie so maklik wees nie. Maar onthou, jy is die lig. Net dalk jou positiewe manier, jou getuienis oor die gemeente, jou getuienis oor die kerk, jou getuienis oor die God van die kerk, kan vir jou dalk help om volgende Sondag 'n hele klompie mense nie te bring. Die Here wil vir ons gebruik. Hemelse Vader, baie dankie ook vir die offergawes. Want Here, dit help ons ook om hierdie gemeente die ligtoring in Newton Park te maak. Here, laat U lig skyn deur ons en dat ons ook hierdie finans gebruik om hierdie lig net helderder en helderder te laat skyn. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Ons sluit nou af met 'n gebed, wat elkeen van ons kan bid. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees. Meer en meer. Laat my hart van dankbaarheid getuig. Maar dan gaan hy aan en dan sê hy, onthou, neem my hande, neem my voete, neem my stem, en dan die laaste een, die belangrikste een, maak my hart vir U tot troon, deur U Gees, wat in my woon. Laat U goeie Gees my ook lei op hierdie pad. Die lekker is dat ons nie hoef te bid alleenlik, laat die goeie Gees my lei nie. Die Gees van die Here wil U lei. Die genade, die liefde van God die Vader, van die Seun Jesus Christus, die kruis, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat saam met ons hierdie week ingaan. Amen. Sing van Jesus liefde, van sy hart vol medelij, liefde vir